As daar nou nog enigstens twyfel was oor of country musiek tans die gewildste genre in musiek is, dan het Beyoncé se groot wen by vanjaar se Grammys met haar heel eerste country album dit kom bevestig. Country is tans groot en op eie bodem kapitaliseer die nuwe groep Skemer op country se oomblik in die kollig. Andrea en haar man van die groep Skemer het reeds in 2017 hulle liefde vir country gekombineer, maar is eers met hulle 2024 enkelsnit dat Afrikaanse gehore regop gesit het. Hulle nuutste enkelsnit Soon het pas die klankgolwe getref en 'n hele rits enkelsnitte word beplan vir die res van 2025. Jy, Armand, het op sosiale media iets uitgesit en gesê, luister, ek het 'n vroulike stem nodig om saam met my te kom opneem, nê. En ek dink dit was 'n baie goeie en 'n baie slim plan van jou gewees, want dit is die een pick-up line wat eintlik gewerk het. Net so, ja. Op daai stadium in my lewe het ek net 'n studio oopgemaak in Pietersburg om te eksperimenteer met dit, my liefde vir musiek, my passie daarvoor. En Pietersburg het nie baie, jy weet, vroulike sangers nie. Het ek besluit om die plasing te maak op sosiale media en toe ek sien sy reageer daarop, toe het raak baie bly. So aan jou kant, Andrea, wat het jy gedink op daardie stadium toe jy hierdie plasing raaks? Ek het natuurlik gaan luister na sy goedjies wat hy al rekord het en wat hy uitgesit het. Daar was ook net iets in sy stem gewees wat net vir my soos wow was. En ek is mal oor country musiek en al sy goed was net country musiek. Toe was al hartjies in my oogies en toe was ek net soos, dis eers die stem en toe ontmoet ek die persoonlikheid en toe is dit net gewerk. Andrea, dit was letterlik liefde met eerste ooropslag. Dit was. Vir jou gewees. Dit was. Julle is getroud na 8 maande van julle ontmoeting. Ja. Dis bietjie vinnig, hoor. Wat het die ouers daaromtrent te sê gehad? Van hulle was happy, van hulle was nie happy nie, maar dit het gewerk. Almal is daarom nou happy, dis al wat saak maak. Al wat saak maak. Nou kyk, laas jaar het julle redelik 'n lekker groot sukses gehad met julle liedjie Net Een Soen. Die liedjie vertolk ons liefdesverhaal baie mooi, want dit het letterlik net daai een soen gevat in die studio en dit het ons net verlief geraak van daar. As onafhanklike musikante is hulle vandag nog by geen platemaatskappy geteken nie. Hulle neem tans op aan hulle eerste vollengte country album. Spore trap diep in die grond. Die liedjie gaan oor daai perfekte oomblik wat geskep word wanneer twee mense wat so verlief is op mekaar kans kry om te soen, wanneer jou lippe mekaar raak, dan is dit asof die hele wêreld stop en Om jou kan vergaan ook. ja. Julle het nou al die geleentheid gehad om saam met mense soos in groot name Hugo Ludek en Johan Oberholzer te werk. Hoe is dit? Johan Oberholzer het vir ons Sê dit harder geskryf. So dit was toe ek en Armand net begin sing het. Ons wou die beste gehad het en ons het natuurlik uitgereik na Johan Oberholzer toe en hy het so raak geskryf. Hy het dit, weet, die storie was mooi en ons het dadelik aanklank gevind by Sê dit harder. Die liefde en die tyd en wat hy in daai liedjie ingesit het was net merkwaardig. Dit het perfek by ons gepas. So ons het toe later van tyd het ons saam met Hugo Ludek begin werk en eintlik nou al ons liedjies by hom opgeneem en ons het ook nou al 'n vriendskaplike verhouding met Hugo. Hy verstaan waarvoor ons lief is, die klanke waarvoor ons lief is. So as hy weet Skemer, Armand en Andrea, dan bou hy vir ons 'n track en dit klink 100% reg. Waar kom die naam vandaan? Hoekom Skemer vir die twee vir julle? Toe ons die eerste liedjie gaan opneem met by Hugo, Sê dit harder, toe het ons besluit, miskien moet ons 'n naam kry vir ons groepie. En die naweek voor die tyd het ons daai movie Wolwe Dans in die Skemer gekyk. En soos ons teruggery het van die studio af huis toe, het ons naamborde gelees en die weirdste goed het uitgekom. Niks het gewerk nie. En toe kom een van ons twee op met Wolwe Dans. Nee, dit gaan nie. Dis net te klik dit, Skemer. As 'n mens kyk na country en die feit dat country Afrikaans so groot is deesdae, wat is die hart vir country vir julle? Die hart van country is die storie agter die liedjie. Baie mense kan relate met country musiek want hulle is al daardeur en Ja, juist die een liedjie wat ek nou van gepraat het wat in die bad geskryf het, gaan op die nuwe country album wees. Dit is 'n Engelse country song. ek en Andrea het 'n rough patch gehad in ons huwelik en toe skryf ek die liedjie oor daai gebeurtenis. So hoe voel jy wanneer jy deur daai rowwe stadium gaan in jou huwelik?
En dis waar daai liedjie geskryf was. Met ander woorde, as jy nie reg is om te laat gaan nie, moenie laat gaan nie. Kom jy laat gaan. Werk dan net harder. Elke moeilike deel sit trappie op. Ja, Dit leer jou 'n nuwe les en dit maak jou sterker. Julle het dieselfde doelwit en ek dink dit is vir my die mooiste van julle storie. Voor ek nou totsiens sê, ek weet julle het 'n ander doelwit ook vir hierdie jaar en dit is letterlik om elke dorpie te gaan sing. Regtig? Dis baie. Daar's baie dorpies. Baie dorpies. Ons wil hulle leer ken. Ons wil hê almal moet ons hoor. Ons het in Desember het ons 12 shows in 2 weke gedoen, 4000 kilos getravel net in Limpopo. Hard gewerk. So maar dis ons het gelewe. Dis wat ons En dit was vir julle lekker geweest. Dit was lekker, dit was heerlik. En dis die lekker ding van my en Andrea se huwelik en in ons loopbaan is wanneer ons gaan show, mense vra baie keer, jy weet raak nie 'n boeg vir mekaar nie. Hoe manage julle dit in die kar en jy ry en is elke dag saam? Net jy heel dag. Ons sien dit as 'n outing. Om 'n ding op 'n mooi en interessante manier te sê is maar net een van die spesiale kragte van country musiek. Dit is ook Afrikaans se spesiale krag, want ons het nog net altyd 'n slag met woorde. Geen wonder, country is vandag so groot in Afrikaans nie en ek vermoed skemer gaan vir jaar net so groot wees.